Beroerte. Dis 'n woord wat ons almal 'n bietjie laat huiwer, né? Maar wat as ons dit kan voorkom? Wel, vandag duik ons in presies dit. Die ongelooflike tegnologie van carotid stenting. Ons gaan kyk na 'n debat wat die mediese wêreld al 'n ruk lank besig hou en 'n splinternuwe tegniek wat besig is om alles te verander. Hierdie vraag, so eenvoudig soos dit klink, is vir duisende pasiënte letterlik 'n lewe en dood besluit. So, wat's die antwoord? Kom ons grawe 'n bietjie dieper en kyk wat die wetenskap sê. Goed, maar voordat ons by die oplossings uitkom, moet ons eers die probleem mooi verstaan. En alles begin by 'n kritiese snelweg wat reguit na ons brein toe loop. Dink aan hierdie carotid arterie as die N1 na jou brein. Dis absoluut noodsaaklik vir alles wat jy doen. Maar wat gebeur as daar 'n gevaarlike verkeersknoop op daardie snelweg vorm? 'n Opbou van plaak wat dreig om die hele spulletjie tot stilstand te bring. Hierdie verkeersknoop is wat dokters carotid arteriestenose noem. As 'n klein stukkie van daardie plaak sou afbreek en saam met die bloedstroom na die brein reis, wel, dis wanneer 'n beroerte gebeur. So die doel is eenvoudig, maak die pad skoon voor die ongeluk gebeur. En dit bring ons by die oorspronklike oplossing. Vir dekades was daar basies net een antwoord. Die onbetwiste goue standaard, 'n chirurgiese prosedure wat direk na die hart van die probleem gegaan het. Dis 'n metode wat werk, dis bewys, maar dis oopchirurgie. En dit bring sy eie risiko's saam. Ons praat van potensiële senuweeskade, infeksie en 'n langer herstel. Dit het dokters laat wonder, moet daar nie 'n beter manier wees nie? En daardie vraag het 'n revolusie begin. Wat as ons die slagaar van binne af kon regmaak, sonder 'n groot sny in die nek? Dit was die begin van die era van die stent. Kyk 'n bietjie na hierdie tydlyn, wat wys jou hoe 'n radikale idee ontwikkel het, van net 'n konsep in 77 tot die deurbraak van beskermingstoestelle in die 90's. Elke stap het ons nader gebring aan 'n minder indringende, maar hopelik net so effektiewe oplossing. Hierdie nuwe uitdager, bekend as transfemorale carotid arterie stenting, of sommer net TFKS, het baie beloof. 'n Oplossing sonder 'n groot neksny, vinniger herstel, minder pyn. So, die verhoog was gereed vir 'n wetenskaplike kragmeting om te sien of die nuweling die ou kampioen kon ontroon. Die mediese wêreld het letterlik sy asem opgehou. Groot studies is geloods om die nuwe stentprosedure direk te vergelyk met die goue standaard chirurgie. Die resultate sou die toekoms van beroortevoorkoming vir altyd verander. En die resultate was, wel, ingewikkeld. Soos die skyfie uit die bekende CREST-studie wys, was dit nie 'n duidelike wenner nie. Dit was 'n kompromie. Met stenting was die risiko vir beroerte effens hoër. Met chirurgie was die risiko vir 'n hartaanval weer hoër. So dokters het met 'n moeilike keuse gesit. Watter risiko is jy bereid om te aanvaar? Maar toe navorsers dieper in die data begin krap het 'n baie kommerwekkende patroon na vore gekom. En dit het alles te doen gehad met die pasiënt se ouderdom. En hierdie grafiek, wel, dit sê alles, né? Vir pasiënte ouer as 70 was die stentingmetode duidelik onteenseglik meer riskant as chirurgie. So die groot vraag was, hoekom? Wat gaan hier aan? Die antwoord, blyk dit, lê in ons anatomie. Die pad van die dui tot by die nek is lank en vol draaie. Spesifiek, die kateter moet om die aortaboog gaan. Dis die groot draai wat die hoofslagaar maak net nadat dit die hart verlaat. By ouer pasiënte is daardie draai dikwels skerper en vol plaak. En dis hier waar die risiko lê, om per ongeluk van daardie rommel los te stamp op pad brein toe. Maar soos altyd in die medisyne, het hierdie probleem gelei tot 'n briljante innovasie. Die vraag was, wat as ons die voordele van stenting kon kry, maar sonder daardie gevaarlike reis om die aortaboog? En dit het gelei tot 'n heeltemal nuwe, slimmer benadering. Hierdie nuwe benadering word TKAR genoem. Dis kort vir transcarotid arteriële revaskularisasie. En dit verander die hele spel op twee baie slim maniere. Eerstens, die roete. In plaas van die lang pad vanaf die been, maak TKAR 'n klein snytjie net hier by die basis van die nek. Dis 'n kort, direkte pad. En die belangrikste, dit vermy daardie gevaarlike aortaboog heeltemal. Die risiko om rommel los te stamp word dadelik drasties verminder. Tweedens, en hierdie is die regte game changer, is die veiligheidsnet. In plaas daarvan om net te probeer om rommel met 'n filtertjie te vang, doen TKAR iets ongeloofliks. Dit keer die bloedvloei in die slagaar tydelik om. Dit beteken enige rommel wat dalk loskom, word weg van die brein af, uit die liggaam uit en in 'n filter ingelei. Is absoluut briljant. So, het dit gewerk? Wel, die syfers lieg nie. In die baanbreker Roadster studie was die beroertekoers met TKAR slegs 1,4%.
Dis ongelooflike laagsyfer, veral as jy in ag neem dat dit op hoë risiko pasiënte gedoen is. Dit was die bewys wat almal gesoek het. Hierdie nuwe tegniek is 'n reuse stap vorentoe. Goed, so nou sit ons met 3 sterk opsies op die tafel. Die ou betroubare chirurgie, die oorspronklike stent via die been en die nuwe, slimmer stent via die nek. Hoe op aarde kies dokters en pasiënte vandag die regte een vir elke unieke situasie? Wel, die deurslaggewende punt vandag is dat die besluit hoogs persoonlik is. Vir baie pasiënte is die tradisionele chirurgie steeds die beste en veiligste opsie. Vir ander, veral jonger mense met die regte anatomie, is die oorspronklike stenting metode dalk ideaal. En dan, vir baie van die pasiënte wat voorheen as hoë risiko beskou is, bied die nuwe TKRR-prosedure 'n fantastiese, veiliger alternatief. Dit gaan alles daaroor om die regte prosedure vir die regte pasiënt te kies. En dit los ons met 'n fascinerende vraag, né? Met tegnologie wat so blitsvinnig ontwikkel, kan die goue standaard van môre 'n prosedure wees wat 15 jaar gelede nie eens bestaan het nie? Dis 'n kragtige herinnering aan hoe mediese innovasie aanhou om die reëls te herskryf en lewens te red. Een deurbraak op 'n slag. Dankie dat jy saam met ons hierdie onderwerp ondersoek het.